Goeiedag geliefdes, van my Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan. Welkom terug by ons dankbaarheidsweek. Nou as jy nie weet nie, hierdie week vier beleef sy tweede verjaarsdag. Ja, ons is werklik 2 jaar oud as 'n gemeente en elke dag kyk ons hierdie week terug na God se trou en vorentoe wat hy nog gaan doen. Nie net in ons gemeente se lewe nie, maar ook in jou persoonlike lewe. Nou gister het ons gepraat oor die dag van klein beginne. En vandag wil ek met jou praat oor iets wat elke gelowige moet onthou. En dit gaan eintlik oor, hoe is God besig om te bou? Nou, ons het gister gekyk in die brief van Sagaria, en ek lees vir julle verder uit Sagaria 4 vers 6. Nie met mag of krag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Geliefde, wat 'n ongelooflike vers. Ek wil jou altyd aanmoedig, gaan lees die hele gedeelte daar in Sagaria 4. Hierdie woord kom in 'n tyd waar Zerubbabel voor 'n taak staan wat menslik gesproke amper onmoontlik gevoel het. Dit was enorm. Die tempel moes herbou word en die volk was moeg. Hulle was gaar. Hulle wil opgee. Hulle hulpbronne was beperk. Daar was verskriklike teestand, enorme onsekerheid en in daardie oomblik kom God deur die profeet Sagaria en hy kom sê nie, werk harder nie en probeer harder nie en probeer meer nie of gebruik net meer van julle menslike energie nie. Nee, hy kom sê spreekwoordelik nee. God sê, deur my gees gaan ek hierdie reg kry. Nou kan ek dit vandag vir ons net uiters prakties maak, baie prakties. Party van ons probeer om God se werk in ons eie lewe, ons almal is skuldig aan, ons probeer in ons eie lewe dit met menslike krag doen. Ons probeer self ons huwelike dra. Ons probeer self ons kinders regmaak, nê? Ons probeer ons geloof self aan die gang hou. Met ander woorde, is dit self. Ons probeer baie keer ons emosies self beheer. Nou, ek dink dit is belangrik dat mense jou emosies moet kan onder beheer kry, maar ons probeer dit alles self doen. En wat gebeur dan? Ons raak moeg, ons raak uitgeput. Maar geliefde, God het nooit bedoel dat jy jou lewe alleen moet dra nie. Die Christelike lewe, geliefde, en hierdie is kosbaar, is nie bedoel om op menslike wilskrag alleen te funksioneer nie. Dis waar die Heilige Gees, hy is vir ons kosbaar vir dit. Die Here sê as dit ware, wat hy begin het, sal hy ook deur sy Gees dra. En dit is vir my dit gee vir my soveel gemoedsrus om te weet, ek doen dit nie alleen nie. Ek dink terug aan beleef se 2 jaar, daar was versekerde oomblikke waar ons maar menslik kon sê, hierdie voel groter as ons. Daar was baie dae, wat veral op 'n maandag, dan word ek wakker, dink ek soos, Here, is hierdie u wil, moet ons aangaan, moet ons wat. Maar elke keer het God se Gees, hy het voorsien, hy het deure oopgemaak, hy het mense ingebring, hy het harte aangeraak, hy het voorsien, baie keer, waar daar gebrek was. En miskien kyk jy vandag na jou eie lewe en jy voel dalk dat hierdie situasie waarin jy is groter as wat jy nou kan deurstaan. Dan is hierdie woord en hierdie oordenking en wat ons vandag deel, dan is hierdie vir jou ook. Nee, dis nie deur jou krag nie. Dis nie deur jou eie vermoë nie en dis nie deur jou perfekte plan nie, maar deur God se Gees. Nou, kan ek jou vinnig iets vra? Waar probeer jy dalk nog in jou eie in jou eie krag probeer jy bou. Jy probeer dit self doen. Maar waar vra God dalk vandag dat jy moet net oorgee? Want baie keer gebeur God se grootste werk, juis wanneer ons ophou om alles self te probeer beheer. Geliefde, onthou net vandag hierdie waarheid, en ek wil hierdie net by jou vasmaak, nie, as jy reg vir hierdie. God vra nie altyd jou krag nie, hy vra jou beskikbaarheid. Hy vra jou vertroue. So laat toe dat die Here in daardie area van jou lewe, daar waar jy hom nog nie ten volle vertrou, laat hom toe om daar in te gryp en te bou. En dan geliefde, ek wil net vir julle dankie sê. Dankie sê dat julle al saam met ons reis van julle kort, van julle kom al vandag 1 af saam met ons. Dankie dat julle inskakel, dankie dat julle saam met ons vertrou, dankie dat julle saam met ons hoop en doen my guns, los daar in ons kommentare vandag. Los vir ons 'n kommentaar waar jy sê, waar jy spesifiek nou die Here vertrou om iets te doen in jou lewe. Dat ons saam met jou kan bid, saam met jou kan vertrou. Geliefde, ons lees al die kommentare en daar is honderde mense elke dag kommentare lees, saam vertrou, saam bid. Al like iemand nie noodwendig jou kommentaar nie, al los iemand nie noodwendig 'n kommentaar op jou kommentaar nie, weet, daar's hordes mense wat daai kommentare lees en dan saam met jou gaan bid en saam met jou gaan vertrou. Maar vir nou, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u kosbare betrokkenheid in ons lewens. Here, dankie dat wanneer ons stil staan en terugkyk, dan kan ons sien u begin baie keer met klein dinge
En dan sê hy ook vir ons in die woord, dat ons moet weet, dit gaan nie oor alles in ons eie krag doen nie, maar dit gaan eintlik oor dat ons die Here se Gees vertrou om in en deur ons lewens te werk. En daarom vandag, Here, kom staan ek voor U nederig en opgewonde met die wete dat U Gees is besig nie net in my eie lewe nie, en in honderde mense wat vandag inskakel se lewens. U werk in ons elkeen se lewens. Dis deel van U belofte dat die Gees van God binne in ons lewens werk tot transformasie, tot verandering, tot groei en tot nabyheid tot ons hemelse Vader. En Here, dankie dat U ons nooit sal los soos U ons gekry het. U sal altyd in ons werk en U sal altyd dinge verander sodat ons meer van U kan beleef. En daarom vandag, Here, is ek so dankbaar om te weet, ek doen nie die lewe alleen nie. Beleef doen nie die lewe alleen nie. Almal wat inskakel vandag, ons doen nie die lewe alleen nie. U is altyd by ons. U is met ons. God Immanuel is met ons. En daarvoor, Here, moet ons stil staan en ons moet dankbaar wees. Dankie vir die genade in ons lewens. Ons loof U, ons eer U en ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.